Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Een van my gunsteling fotoshoots om te doen is om 'n cake smash te doen. So vir julle wat dalk nie weet wat dit is nie, is mens vat 'n mooi koek en jy sit dit voor 'n eenjarige en jy kyk wat gebeur. En ek het al 'n hele paar van hierdie tipe fotoshoots gedoen. Ek onthou ek het eendag 'n seentjie afgeneem. Julle daai kind het so vuil geword. Hy het eventually op hy koek gaan sit en alles van hom was vol koek gewees. Maar gister was nou nogal vir my 'n lekker shoot en 'n interessante een, want sien, is lekker as die Here vir mens dinge leer so in die proses as jy besig is met iets. En gister het ek die voorreg gehad om 'n tweelingse cake smash af te neem. En hierdie twee kinders is al bietjie ouer. En dit was my so special geweest, want sien, daar's 'n seentjie en 'n dogtertjie en ons sit hulle op 'n kombers en ons sit hierdie mooi koek voor hulle neer. Met sprinkles en jy kan sommer sien dis lekker. Ek ruik daai suiker, ek ruik hoe lekker is dit. En die seentjie en die dogtertjie sit albei vir die koek en die seentjie is baie vinnig om gemaklik te raak met die koek en met die versiersuiker en naderhand kry ons dat hy met sy hele mond in die koek ingaan en kyk, lekker om foto's te neem as 'n kind so lekker saam speel. Die dogtertjie aan die ander kant kyk hierdie besigheid uit en sy dink net wat gaan hier aan. En almal probeer haar aanhits en sê, kom man, proe die koek en eet die koek. En eventually iewers druk sy haar vinger in die versiersuiker in en sy haal dit uit en sy lek dit af. Maar sy het 'n gesig wat vir jou mooi verduidelik dat hierdie is nou nie wat sy vandag gaan doen nie. En soos ek daar sit en ons almal probeer haar ook bietjie meer betrokke te kry in die koek, dat sy die koek moet eet, sien ek 'n geestelike les wat net vir my so amazing is. Want sien, terwyl die seentjie hierdie koek eet wat lekker en verleidelik is, eventually is pappa besig om te help om hom nog veilig te kry en Boetie help om hom nog veilig te kry en dis sommer 'n groot gemors en hy speel al te lekker saam en ek dink toe myself en ag, hoor my nou mooi, maar nou nie hierdie dink daar's fout om 'n cake smash te doen nie. Ek wil hê jy moet die storie agter die storie sien. As mense die koek moet vergelyk met die wêreld en die sonnige wêreld daar buite, wat so mooi vir ons versier is en wat so lekker lyk en dinge wat verkeerd is en party van ons is so gemaklik om daarin te duik en gelyk te word in die wêreld en dinge te doen van die wêreld. Maar hoe die dogtertjie hierdie gister hanteer, dit was my so mooi geweest. Sy het hierdie ding uitgekyk en sy het gekies, gaan nie hierdie doen nie. En dis die geestelike les wat ek volgens by jou wil los. In Josua 24 vers 15 staan daar, kies tog die lewe. En ek wil jou vra, ek weet nie, hoe was jou naweek nie, ek weet nie wat se besluite maak jy tans in jou lewe nie, maar ag, kies tog die lewe. Kies tog goeie vriende, mense wat jou nie gaan help om in die koek in te duik nie. En dan, as jy dalk in die laaste tyd dalk bietjie jouself in die wêreld gekry het en vasgevang is in die wêreld, is dit so amazing om te weet dat God sê hy vergewe ons. Gaan na hom toe, gaan sê vir hom sorry en kom reg en verander die manier hoe jy dinge doen en hoe jy dink. It's amazing hoe 'n cake smash met iets kan leer. So ja, volgende keer as jy dalk weer 'n kind sien wat 'n klomp koekkrummels op sy gesig het, dink 'n bietjie by jouself, hoe lyk die krummels op jou gesig? Ek hoop jy het 'n lekker dag hier.